Het meneer dalk met hierdie leierskapstyle, is daar dalk afkorting, akroniem wat meneer met ons leerders kan deel, dat hulle dit maklik kan onthou as dit vragie in die eksamen, lang vragie. Mats, graad 12, dit is my eie akroniem. Hierdie akroniem bestaan nie, maar as hierdie akroniem vir jou gebruik, dis nie 'n besigheidskonsep of 'n akroniem nie, maar dis 'n akroniem wat vir jou vinnig kan hierdie elemente van leierskap kan onthou. Die D, ek gaan dit vinnig sê, en as jy vir my kan klop daar waar jy sit, dan is jy verskriklik goed al by hierdie tyd ten opsigte van leierskap en bestuur. Kom ek sê dit gou vinnig vir jou. Demokraties, autokraties, charismaties, super stil, situasioneel, transaksioneel, transformasioneel, laissez-faire en bureaucraties. Die S kan jy vir verskeie leierskapstyle gebruik. Daar is super, daar is stil, maar in hierdie program gebruik ons die situasionele leierskap. Die T is ook, kan jy enige vorm gebruik, transaksioneel of transformasioneel, laissez-faire en dan bureaucraties. Maar kom ek doen dit stadiger. Demokraties, autokraties is die O, C charismaties, S situasioneel, T transaksioneel, die ander T transformasioneel, L laissez-faire en dan die B is bureaucraties. Kan ons dalk net 'n oorskoot kry asseblief? Goed, graad 12, meneer Forbes het nou vir ons sopas die leierskapstyle vir ons in 'n akroniem gesê. So kom ons kyk net, indien dit dalk bietjie te vinnig was, dan kyk ons of jy net gou vinnig kan onthou. Ons het gesê dit is doc, stil, B. So kyk gou of jy kan onthou waarvoor staan die D? Vir demokraties, is ek reg meneer? Dit is so. Die O vir autokraties, die C vir charismaties, die S vir situasioneel, die T vir transaksioneel, die ander T of vir transformasie, of transformasioneel, en die L vir laissez-faire, en dan vir die B vir bureaucraties. Maklik om te onthou, graad 12. So ek vertrou dat julle dit neergeskryf het.